In vandag se nuus, die minister van Landbou John Steenhuisen het Woensdag die raamwerk van die nasionale strategie om Back Enclosure op te slaan tydens 'n perskonferensie in Kaapstad onthul. Steenhuisen het benadruk dat die fasegebaseerde strategie nie tot kitsoplossings sal lei nie en minstens 'n dekade sal neem om te voltooi. Die uiteindelike doel sal wees om die land se Back Enclosure vrye status sonder inenting te herwin. Die afgelope maand het die regering vennootskappe met wêreldleiers in entstofverskaffing aangegaan, waaronder Biogenesis Bagau in Argentinië. Die entstofvervaardiger het reeds te kenne gegee dat 1 miljoen dosisse binne 2 weke versend sal word, sodra die nodige permitte deur die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid SAHPRA uitgereik is. Suid-Afrika sal verder steeds entstof vanaf Botswana invoer en Turkye is ook as 'n entstofvoorsiener geïdentifiseer. Plaaslike fasiliteite word ook geraad om entstof te vervaardig. Steenhuisen het gesê hy gaan die nasionale regering versoek om Back Enclosure tot 'n nasionale ramp verklaar te kry, sodat groter hulp ingeroep kan word om die onwettige beweging van vee te sluit. Huidige wetgewing sal ook hersien word. Die nuus is met gemengde reaksie deur die bedryf ontvang. Louis Stelras, direkteur van Bonsmara SA, sê van hulle kant sou hulle duideliker tydslyne verkies het. Goeiedag Susan. In terme van minister Steenhuisen se mediaverklaring en die regering se plan wat op die tafel gesit is, tydens Woensdag se mediaverklaring, is dit ongelukkig so dat daar was baie min konkrete riglyne en tydslyne uiteengesit. Hulle het maar relatief net so vaag oorhoofs gepraat oor meeste van die goed wat eintlik al lankal in werking moes gekom het. Stap in die regte rigting is die verkryging van entstowwe by internasionale maatskappye, maar daar is nog geen duidelike riglyne uitgesit vir die verspreiding daarvan in Suid-Afrika onder die boere en wanneer en hoe vinnig dit gaan gebeur nie. En met ons veilingsseisoen wat nou vir die 2026 afskop wat alreeds 'n enorme impak gehad het. By Bonsmara SA alleen het ons hoeveel veilings wat vir Februarie maand af is. Daar's groot onsekerheid vir Maart en April wat nog voorlê. En dit is hierdie onsekerheid wat die boere warm onder die kraag maak. Ek wil amper sê die tyd van praatjies moet nou verby wees en die regering moet daadwerklike aksie neem en vir ons tydslyne en riglyne gee. En die onsekerheid en die praatjies van state of disaster, dit maak net dat enige produsent, veral 'n genetiese produsent wat afhanklik is van 'n produksieveiling, gaan hierdie veilingsseisoen in met 'n groot swaard bo oor hulle kop en dit maak beplanning onmoontlik. En dit is iets wat die staat baie vinnig sal moet regmaak. Meneer Steenhuisen en sy ministeriële taakspan, daar's goeie kundiges op daardie taakspan, maar hy moet begin luister na hulle en laat daar beter planne in werking kan kom, want 'n mediaverklaring wat basies geen inligting vir ons deurgee, gaan nie die Back Enclosure probleem oplos nie. So ons hoop vir vinnige aksie op 'n baie beter manier as wat dit hierdie week gebeur het. En so sê Louis Styl. Nico Forshey, die uitvoerende hoof van Melk SA, het die nuus verwelkom. Ons by Melk SA is uiters verheug oor die minister se aankondiging gister oor die nasionale strategie om die Back Enclosure virus oor 'n periode van 10 jaar te probeer uitroei en sodoende ook ons internasionale status as 'n Back Enclosure vrye land te probeer herwin. En ons glo vas dat dit sal gebeur met hierdie wye plan, met hierdie gedetailleerde plan wat uitgesit is. Ons het ongeveer 1 miljoen suiweldiere in die land, op ongeveer 1000 plase. En ek moet sê, ons boere is op al die terreine leidinggewend in die wêreld, vanaf genetika tot melkkwaliteit. En dit is daarom jammer dat staatsondersteuning oor dekades heen ons eintlik in die steek gelaat het, wat nie in pas was met die uitdagings van ons vooruitstrewende suiwelbedryf nie. En dat Back Enclosure eintlik hierdie afmetings moes aanneem vir sulke drastiese optrede. In die afgelope 4 jaar moes ons aanskou hoe dat die virus soos 'n veldbrand van die een na die ander gebied gespring het, diere laat ly het, boere se beursies laat leegbloei het,
en nog steeds laat leegbloei. En ons kan onsself maar net indink aan die vrees en die emosionele skade aan die boer, sy gesin, sy werkers. Dit is onberekenbaar. En ons harte gaan regtig uit na elkeen wat deur hierdie siekte geraak word. Maar ons wil vandag nie terugkyk nie. Ons wil graag vorentoe kyk. Ons wil graag hande vat. En daarom wens Melk Suid-Afrika ook die minister geluk met die leiding wat hy geneem het en ons wens hom en die departement sterkte toe met die reuse taak wat hulle op hande het. Ons vergeet ook nie ons privaat veeartse nie wat hulle eie tyd ook toegewy het aan hierdie siekte om hande uit te reik na die boere toe ten koste van hulle privaat praktyke. Ek wil ook graag elkeen van Melk Suid-Afrika se werkgroeplede bedank wat onder leiding van Dr. Mark Chimes insette gelewer het om tot op hierdie punt te kom en wat steeds hulle tyd beskikbaar stel om op wetenskaplike front en praktiese front antwoorde te kry en die boere en almal wat in hierdie waardeketting hulp nodig het by te staan en protokolle te help vestig. Ons weet ook dat die departement van landbou nou besig is om hierdie siekte as 'n nasionale ramp te probeer verklaar. En so aksie sou dit slaag, sal natuurlik aansienlik meer staatshulpbronne ontsluit, soos polisieering vir die beweging van diere, wat natuurlik 'n groot probleem is, en uiteraard ook finansiering, wat natuurlik enorm is. Jy weet, as jy vat omtrent R100 per dosis. Dit is etlike miljoene rande. So ons glo dat dit ontsluit sal word. Ons hoop dat hierdie plan sal slaag om hierdie hulpbronne van die staat te ontsluit. Nie net om verligting te bring vir die diere se lyding nie, maar ook ter wille van die welsyn van so wat 80.000 mense op ons melkplase. Ons suiwelbedryf is selfvoorsienend, ons baie trots daarop, ons kan die Suid-Afrikaanse bevolking voorsien van suiwelprodukte van die plaas af tot op die tafel, en ons suiwelbedryf het 'n jaarlikse omset van omtrent R100 biljoen, so dis nie 'n klein bedryf nie, en elkeen in hierdie bedryf het in hierdie 10 jaar wat voorlê 'n verantwoordelikheid om hande te vat met die departement, die minister, om die back and closure plan van 10 jaar te laat slaag. Widespread flooding has wreaked havoc in areas in Limpopo and Mpumalanga over the past week. Apart from people and property being displaced, lost and damaged, essential services were also disrupted for prolonged periods. Various reports of bravery have also emerged during this time. AgriLimpopo coordinated the airlifting of 18 people from the Kabaku Lodge, which is situated on the banks of the Olifants River. Deirdre Carter, manager of AgriLimpopo, thanked the teams from the South African Police Services and the South African National Defence Force for their efforts during the rescue, despite severe weather conditions. Carter said it was heartwarming to see the community rally together and lodges opening their doors and hearts for displaced individuals during this time. The Kruger National Park evacuated several bush camps as well as Shingwetsi due to flooding. Currently, the only accessible gate on the Limpopo side of the park is Palaborwa. On the Mpumalanga side, visitors can still use the Skukuza, Pabeni and Numbi gates. Airlink has deployed additional resources from Johannesburg to support safe tourist movement from the region. Over the past week, gale force winds fueled fires amid extremely dry conditions across the western, southern and eastern Cape. The fires have taken its toll on fire crews, farmers and farms where grazing was decimated. In the Oeverberg region, firefighting crews, ground teams and volunteers fought to protect property and curb the raging fires. Air Force was also called in to help. Fire crews remain vigilant for any flare-ups that may potentially place people or structures at risk.
Overstrand Municipal Manager Dean O'Neill said support for farmers who lost grazing and access to water is urgently needed. In many cases, essential infrastructure such as water pipes, troughs and containers melted in the fires, further compounding the crisis. Indien Eskom sy sin kry, kan verbruikers binnekort strawwe kragtariefverhogings verwag. Volgens 'n hofbevel moet die nasionale energiereguleerder NERSA die waarde van Eskom se gereguleerde batebasis en die toelaatbare inkomste herbereken. Gevolglik moet die toelaatbare inkomste en Eskom se gemiddelde tarief vir die 2026-27 en 2027-28 tariefjare ook hersien word. Verbruikers word aangemoedig om 'n skriftelike kommentaar voor 21 Januarie 2026 by NERSA in te dien, terwyl Eskom aanvoer dat dit etlike miljarde rande geskuld word en verbruikers daarvoor moet optok, sê TLISA dat dit verregaande is. Hier is Benny van Sail, hoofbestuurder van TLISA. NERSA se sogenaamde herbepaling van Eskom se batebasis is nog 'n poging om dekades se wanbestuur, korrupsie en mislukkings op elektrisiteitsverbruikers af te wendel. In plaas daarvan dat Eskom met die staat verantwoordelikheid aanvaar, word boere, huishoudings en ondernemings gedwing om vooruit te betaal vir onvoltooide en disfunksionele projekte deur hoër tariewe. Dit tref voedselproduksie, verhoog kospryse en vernietig werksgeleenthede, terwyl dit 'n bose kringloop van staatsverval verdiep. TLI Suid-Afrika verwerp hierdie benadering ten sterkste en doen 'n dringende beroep op die publiek om formeel beswaar te maak, want stil bly beteken instem. The stone fruit industry organisation Hortgrow warns that ongoing disruptions at the Cape Town port are leading to major financial losses. Wind-related delays, capacity issues, and equipment breakdowns have meant that hundreds of export containers could not be loaded timeously. Over the festive season, there were instances where hundreds of containers were left at the port for weeks on end before being loaded onto ships. Exporters warn that these delays significantly increase the risk of quality losses. Hortgrow estimates the value of the refrigerated containers involved at around 20 million rand. To avoid further delays, companies have had to divert fruit by road to ports situated in the Eastern Cape and Durban. As a result, transport costs of the products have increased by 35 million rand. Shipments from the Eastern Cape have meanwhile increased by more than 100%. Hortgrow says several parties, including industry organisations and export companies, are considering legal action to recover financial losses directly from Transnet. Ryspryse is tans wêreldwyd onder druk weens oorproduksie. Die internasionale graanraad voorspel 'n rekordproduksie van 543 miljoen ton rys vir 2025-2026 seisoen. Dit is 0,3% hoër as verlede jaar. Hierdie toename word hoofsaaklik aangedryf deur sterk produksie in groot produserende lande soos Indië, Vietnam, China, Bangladesh en die Filippyne. Die verwagting is dat die wêreld se rysvoorraad gevolglik tot sowat 189 miljoen ton sal styg. Wandile Sihlobo, hoofekonoom by Agbus, sê dit is goeie nuus vir Suid-Afrika wat nie selfvoorsienend in rysproduksie is nie. Plaaslike rysproduksie word deur die land se klimaat beperk. Indien niks verander nie, voorspel Sihlobo dat ryspryse wêreldwyd sal daal, wat voordelig sal wees vir invoerafhanklike lande soos Suid-Afrika en kan help om verbruikers voedselprysinflasie te verminder. And according to the South African Agricultural Machinery Association, the country saw good tractor sales over December, when a total of 494 units were sold. That is 11% more than the 444 units sold in December 2024. This brings tractor sales for the 2025 calendar year
to a total of 7,668 units, which is almost 19% more than the units sold in 2024. 7 combine harvesters were sold in December, which is 1 unit more than the 6 sold during the previous December. This brings the total number of combine harvesters sold in 2025 to 207. Willie Heeman, chairperson of SAMA, said at this early stage they are expecting tractor sales in 2026 to be 5 to 10% lower than last year, while combine harvesters sales are likely to be similar to that of last year. A new American soybean variety with a high oleic acid content appears to be helping to improve the quality of cow's milk. It could also reduce feed costs, according to a study by Michigan State University in collaboration with a family farm in the south of the state. The Preston family planted the new variety in 2024 and later used it as cow feed. It took almost a decade to grow the cultivar. Within 3 days of feeding it to the cows, the animals' milk, fat and protein levels had increased. The farm's monthly feed cost decreased by about 20%. The soybean variety was developed with the help of government-funded research and follows more than 10 years of research. En 'n boer van County Tyrone in Noord-Ierland het die landbougemeenskap verstom nadat een van sy koeie 'n vyfling in die lewe gebring het. Noel Moore sê hy het in sy 50 jaar van boerdery nog nooit so iets teëgekom nie. 'n Ierse veearts, Dr. Gwen Rees, sê die kans op vyflinge by 'n koei is 1 miljoen teen 1 en het wêreldwyd nog net 'n paar keer voorgekom. Al 5 kalwers is gesond en sterk, maar die koei het na die geboorte gevrek weens die moeilike kalwingsproses. Die veearts beskryf die gebeurtenis as 'n loopbaan hoogtepunt en 'n uitsonderlike natuurverskynsel. En oor na Heinrich Victor wat weer gereed staan met die nuutste wolnuus. Ja, baie dankie en hartlike goeiedag aan elkeen van u wat inluister. Nou op die 17de wolveiling van die seisoen en ook die tweede van 2026 wat op 14 Januarie plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark sy positiewe loopie voortgesit en versterk teenoor die vorige veiling. Nou die Cape Wool's Merino aanwyser het met 5,5% hoër verhandel vir alle merino wol en 5% vir gesertifiseerde wol en het teen 'n skoonprys van R224,23 per kilogram as ook R230,18 per kilogram onderskeidelik gesluit. Dan is dit nou oudergewoonte tyd om te luister hoe die komende week se weer daarna uitsien, Johan van der Berg. Goeiemôre Lise. Ja, ons sit hier tipies in Suid-Afrika, tussen vloede en droogte. En aan die een kant die brande, so ons het net nie sneeu en ys nog gehad hierdie afgelope tyd nie om alles te ervaar nie. Ek vra om verskoning vir my stem, ek het so 'n bietjie van 'n bors aandoening opgedoen. Eerste ding, die reën oor die noordoostelike gedeeltes. Omtrent rekord hoeveelhede wat daar voorkom, massiewe reën en ons weet nog nie wat is die skade nie, want dit gaan nog tot omtrent Saterdag reën. En wat hierdie stelsel so gevaarlik maak, is dat dit amper staties is. Dit bly op een plek en dit reën elke dag 50 tot 80 mm. So ons sien dat veral die riviere rondom die Kruger-Wildtuin en selfs verder noordwes, Letsitele en daardie gedeeltes wat ongelooflike hoeveelhede reën kry. Dit lyk of dit gaan opklaar hier van Saterdag se kant af, baie minder reën dan daar kan nog so 'n bietjie oor die oostelike gedeeltes wees, maar oor die algemeen redelik opklaar. Dan nie baie kilos van waar hierdie ongelooflike hoeveelhede reën nou voorkom nie. Is daar droogte skades wat aan die grane begin voorkom. Ons sien dat hier in die Oos-Vrystaat gedeeltes is waarvan ons somergrane bitter swaar kry. Daar's plekke waar in die Vrede distrik, soos wat ek hoor, is selfs van die sojabone wat begin doodgaan, so swaar kry dit. En dit is nie eers die plekke waar die droogste is nie. Die probleem in die oostelike produksiegebiede is dat die gronde nie baie water kan hou nie.
En ons het aanvanklik hierdie seisoen ongelooflike baie reën gehad. So die wortelontwikkeling was nie daar gewees nie. En nou wat die water nie daar is nie, is die wortels nie diep genoeg in die grond nie. En dan kyk ons na waar die ergste droogtes tans voorkom. En een van die gebiede is die Oos-Kaap. Dit het nie soos die res van die somerreënvalgebied of groot dele van die somerreënvalgebied hier na die winter of kom sê van die winter af reën gehad nie. En daar's gedeeltes wat omtrent al 'n jaar bitter swak reënval gekry het. Dit lyk ook nie of daar regtig waar op hierdie stadium uitkoms vir daardie gedeeltes is nie. Daar kan hier na die einde van die maand toe so ligte reën voorkom. Dit lyk daarom of die Langkloof gedeelte waar boere se water vir besproeiing baie min is, dat daar hier rondom 15-16 Januarie so 20 mm reën moontlik is. So ons hoop maar dat dit gaan voorkom. Die ander gebiede is die suidwestelike dele van die Noord-Kaap. Ons moet onthou dat hierdie gedeeltes tradisioneel droë gebiede is en daar het ook bitter min reën voorgekom. Die noordelike gedeeltes het nogal goed reën gehad hier na die winter, maar die suidwestelike, sentrale suidwestelike gedeelte is bitter droog. Op hierdie stadium lyk dit ook nie goed vir reën daar nie. Dit tesame met die winterreënvalgebied lyk dit nie goed nie. Die laagdrukstelsels waar die reën gee is nou verder noordooswaarts. Ons sien dat daar ook 'n tropiese sikloon naby Madagaskar weer is, maar dit veroorsaak dat daar 'n baie sterk hoëdrukstelsel hier oor die westelike, suidwestelike dele van die land gevestig is. En so dit lyk nie goed vir reën op hierdie stadium vir ten minste die volgende maand, 6 weke. Vir die winterreënvalgebied, die grootste deel van die Oos-Kaap en dieselfde vir ook die suidwestelike dele van die Noord-Kaap nie. Vir die Vrystaat, kom ons sê die somergraangebiede, lyk dit ook nie te goed nie. Daar kan dalk hier en daar baie strepe voorkom, maar dit lyk ook nie goed nie. En dan daarmee saam die baie hoë temperature wat voorkom. En die reën wat wel voorkom, gewoonlik in hierdie tye ligte reën, is die verdamping so hoog dat dit nie aanvalling is nie. So ja, die situasie het nogal redelik vinnig gedraai. Ons sal moet sien wat Februarie, Maart gaan gebeur. Op hierdie stadium is die La Nina nog eintlik sterker en hou langer aan as wat ons gedink het. En as dit gaan voortduur, kan dit vir ons dalk positief wees vir reën Februarie, Maart. Maar soos dit tans lyk, La Nina is onderliggend, is dit besig om te verswak. Lyk die toestande vir reën nie goed oor die grootste deel van die land. So ja, ek dink dit is ongelukkig met hierdie negatiewe boodskap wat ek vanmôre vir u stuur, maar ons hoop, ons weet net die liewe Vader kan vir ons reën maak en reën gee en niks is onmoontlik nie. Dis dan die einde van vandag se nuus. Ons sien jou volgende week. Fast fashion is destroying our planet. The growing threat. 92 million tons of textile waste are dumped into landfills every year. That's the weight of 60 million cars and covers 1,500 soccer fields. It's a truckload every second of disposable clothing dumped. At Johnson Workwear, we're the opposite of fast fashion. We engineer our workwear to endure, with staying power in every stitch. Our commitment to lasting quality means you can count on your workwear to keep going, job after job, season after season. And when all that hard work has taken its toll, Johnson Rethread will repair your trusted Johnson Workwear gear at no cost. Restitched, reinforced, restored, for the long haul, for our planet. Johnson Rethread, ready for the next shift.